boordertjie wat in daai bosse hom gaatjies in maak. Dis binne 3 of 4 jaar dat hy totaal en al vergaan. Jy sien net die stompe wat oorgebly het. Dit is soos 'n kampplek wat nog nie enigiets aan gedoen het hier by my nie. Dan staan hy lekker vol bos. Thomas, julle het ook klomp verskillende metodes wat julle brandveiligheid beter maak in vir julle op die plaas. So as julle nou kolle brand, wat is 'n paar wenke of paar dinge wat julle geleer het om dit veilig te hou sodat julle nie brande veroorsaak met julle kolle brande? Ja, ou moet natuurlik verskriklik goeie beheer oor jou werkers uitoefen. Hulle mag nie brand voor hulle nie vir haar gesê het nie. En dan kom in fisies stapseisoen toe en kom kyk, is dit skoon rondom sy potte. Ek is hyper bang vir brand. As die wet sê dit moet 3 meter wees, dan sal myne 6 meter skoon wees. Weereens as iemand by my aankom en daar was 'n ongeluk en hy sien, jy sê maar die ou het ekstra moeite gedoen, voel die mense net minder kwaad vir jou. Ja. Ek kyk elke oggend in die brandtyd na die wind. 7 meter 'n sekonde is ons afsnypunt. Van 8 meter 'n sekonde dan waai jy hoed van jou kop af. Dan sukkel dit om 'n brand te keer as hy begin het. So ek kyk elke keer na die brand. Ek sit dit op 'n sosiale groep op uit. Vandag gaan die wind so en so hierdie tyd. So ek probeer al my hele omgewing te waarsku en baie mense let daarop. Wat is die windspoed? 7 meter 'n sekonde is ons afsnypunt. So ek en hulle mag nie brand voor hulle nie vir haar gesê het nie. Die mense moet by hulle potte wees. Hulle mag nie van hulle potte af weggaan nie. Elke een van my werkers het 'n fireplug. En jy kan dit ook self maak. As jy ou brandweerpype kry, maak jy dit in korter stukkies en bou dit aan mekaar vas. Elke werker het 'n graaf, 'n fireplug. Ja, vir veiligheid. En dan op sy afstande om sy spasie wat sy potte moet skoon wees. As hy brand, sonder om vir haar te gesê het, is boetes. En dan sê jy ook julle gebruik 'n drone om te kyk. Wat kyk julle nou met die drone? So, dit is nogal 'n sielkundige ding ook. Baie keer nou in hierdie tyd, dan is dit vir haar baie moeilik om in die gras in te stap. As julle dan hou jy dan dieselfde hoeveelheid mense, is hulle half permanente mense of kry jy mense wat kom of gaan hulle of hoe werk julle stelsel rondom ons het nog al lank uitgesif om daarby uit te kom. Elke jaar hou sulke die goeie mense en die wat se mee probleme gehad het, dat sy net nie weer terugkom nie. So die goeie span wat sy het, laat al familie kom of mense wat hulle ken. So hier kom eintlik by ons nie meer stok wille vreemde mense wat niemand weet nie. Dit is 'n familielid, dit is ene wat hulle ken. So as hy twak aanvang, sy familie is nog steeds hier agter by jou. Wat vir ons werk, sulke werk so met 13 mense. Daarmee het ons kontrole. Ek kry self die kole uit en sulke weeg hulle self. So elke paadjie wat hulle vir ons inkap, hy moet skoon wees. Ons het in hierdie 10 jaar wat ons al kole maak, het ek nog nie een pampie gehad deur 'n stomp of 'n ding nie. Ek kry self uit en as daai paadjies nie skoon is nie en daar stompe, boetes. Ja, boetes. So jou paadjies moet lekker oop en skoon wees. Ja, jy gepraat van die stelsel wat jy gebruik om die sakke te merk en daai. Ons het baie skoolgeld betaal aan die begin. As jy mos nou 'n groot hoop kole maak vir 'n lorry en jy kry nou klomp mense se kole uit die veld uit. En eendag as die goed voor by die fabriek afgelaai word, dan laat weet en vir jou hier te veel sand in en hierdie man, daar's ergens 'n sak met 'n klomp klippe in. En ons het gedink, hoe gaan ons dit uitsorteer? Want ek weet as daai man se kole in die hoop is dit niemand se sak meer nie. Dit niemand weet dit is. En elke man as hulke beginne weeg, vat sy 'n verfblikkie uit of 'n kruisie of 'n sirkel, sy sit 'n merk op elke sak se gat soos hy geweeg word. Merk sy hulle gou-gou en dan kan hulle in die hoop ingaan. Hulle sit in daai hoop, sy daai man se merk is daar voor in die fabrieke probleme is met sand of as of klippe. Meneer, wat is agter op die sak? Dis 'n kruisie gewees. Dis Filimon se sak. Filimon, jy het mos klippe ingelaai. Boete of trek hy getal by hom af. Sy het 'n traceability stelsel op haar kole. Baie belangrik. Baie belangrik. Sny baie probleme uit en baie probleme uit. Kopsere en baie kopsere en probleme. Jy's doodreg. Ja, met 'n kilens uit. Dan gee sy vir elke ou sê hoeveel sakke sy weet hoeveel kilens hy gebrand het. Sy 100 of sy 200 of so, want sakke moenie langer as 2 weke in die son wees nie. Dan brand hy nou stuk en val die kolle uit en alles. Dan moet hulle daai oomblik met hulle sak en daai goed moet binne 'n week en 'n half moet dit gesak wees op die wa uit. Ja, met sakke het 'n rakleeftyd. So hier by ons sak hulle nie soos hulle wil en maak soos hulle wil en sy het 'n kontrole. Hoeveel kilens het sy wat klaar gebrand is? Hoeveel gaan in die lok? Het sy 'n lorry wat kom? Deel die sakke uit, maak die vrag bymekaar in 'n tyd sonder dat die sakke stuk. So dis eintlik jy moet 'n baie streng bestuursstelsel basis hê om suksesvol te maak. Dis hoekom dink ek 'n mens kan nie meer as party mense het voormanne op wat dit doen en alles ras mense wat groot gaan. Ek weer eens dit wat vir ons werk, 13 mense.
So hy het nou gesak. So nou sit hulle dinnerhoutjies bo-in. Hulle begin altyd met die groot houte onder en dan begin hulle alle dinnerhoutjies insit. Hierdie is nou medium size. Hy gaan nou nog 'n bietjie sak. Dan sit hulle heel bo die heel fynes. Daar is hulle hoop. So hy moet net te veel rook nie en ook nie te min nie. Hulle weet gewoonlik hoe dit werk. En dan hierso is nou die groot houte, dit kom altyd onder en dan begin hulle nou al meer van hierdie fyner insit. So hierdie deel is nou alles nat of varser gekapte hout. Dit word dan nou altyd 'n bietjie geskei en dan hierdie agterste deel, hierdie deel, daai deel. Dit is die droë hout. Dit het hulle opgetel en dan net kleiner gekap. So, maar hulle het 'n stelsel in die hele ding. Gewoonlik gebruik hulle die droë hout dan bo-op omdat hy vinniger brand as die vars gekapte hout. So hulle pak hom mooi netjies so. Ok, hierdie ene is nou vol genoeg. Sit hy die weer op, net genoeg dat daar 'n bietjie lig inkom, maar nie te veel nie. Hy moet nou net nog smeel, hy mag nie meer brand nie, anders raak dit as. Hier moet nog heel wat hout in. Maar dit raak moet nou alles dunner hout. Okay, die kielens was gisteroggend aangesteek en dan laat namiddag word hulle toegemaak. Hieronder is dan nou die sand. Dat daar nie meer lig van onder inkom nie, so hy moet net nog smeel. En dan sit hulle 'n bietjie die pot amper heel toe, die deksel amper heel toe. So hy moet nie baie lig kry nie. So hy moet nou net nog smeel. So hy sal nou omtrent nog so, kom ons sê 5 ure sal hy aan die gang wees, dan gaan hulle hom vol sand gooi bo op die deksel hierso. Dan gooi alles toe dan vol sand. Ja, Kobus, hier's nou die mooi land hier agter ons. Hoe het jy hierdie stroke, hoe het jy dit reg gekry om dit so mooi skoon te kry en ja, wat was jou voorbereiding en wat het jy wat se werk het jy ingesit om dit so te kry? Ek het 'n bietjie skoolgeld daaraan betaal en dit is vir my lekker om dit te deel. Ek het ervaar as mense jou brandstrook maak en hulle maak kole ook, dan kap hulle die hout in stukkies en dan bly daar baie stompietjies in, stukkies bas en stukkies takke bly oor en as jy daar op gras net dis fyn, dis 'n probleem. So my vrou het 2 of 3 mense wat net brandstroke kap. So dan kap hulle die bos so groot as wat hy hom kan om hom uit te sleep. Hulle mors net daai sniepsels. Daar's nie sulke klein stukkies wat lê nie. En hierdie 50 meter moet uitgedra word. Ek het nie brandpolle hier binnekant nie. Ja, want jy wil mos nog meer gras hê. En hulle is baie slim as hulle vir jou dit op hope pak. Die slag as jy dit gebrand het, dan staan die stompe nog daaronder. Dan moet jy weer ekstra mense betaal om dit uit te kap. Jy moet jou eie tyd gebruik om dit te brand, net dalk brandgevaar. So dit kos vir jou geld. Ek betaal hierdie kapper 'n bietjie ekstra. En dit word een keer gedoen. Of hy dit te doen en of ek dit moes gedoen het, ek het nie die tyd nie, maar hy het die tyd om dit te doen. So ek betaal by kappers wat hierdie brandstroke maak ekstra. Maar dit is uitgesloop, ek het nie brandpolle nie, daar is nie plek om stompe weg te steek nie, hy is skoon. So die hele bestuur daarin is net soveel makliker as hy dit die eerste keer uitdra. Wat se tyd sal jy sê is 'n goeie tyd om hierdie paaie af die brandstroke te begin kap? As jy nou 'n nuwe strook moet maak, winter, somer, wat se tye werk die beste om te? Sulke 3 kappers wat die hele tyd kap, want sy moet ons maar kappe voor die tyd hele tyd skoon maak. Wat sy nog gedoen het, hulle kap op tot in die grond en of net gelyk met die grond. Hulle kan hom net gelyk met die grond wat ek ploeg en plant het daarin. Ja. So lekker. Betaal jy per hektaar of betaal jy per maand? Ja, per hektaar, dit is lekker. 50 meter breed, 200 meter lank.
is 'n hektaar. Ja. So ons meet hom uit en hy so stukwerk op sy sit klaar is, dan kan hy aangaan. So en is eintlik maklik met 'n GPS om dit uit te werk. Weereens ons vat 'n verfblikkie. Ek gaan staan op die kant waar die bosse begin. Ek sê vir die GPS vat my afstand. Ek stap in. Daar waar op 50 meter 'n bos of 'n boom is, maak ek met 'n blikkie verf silkom wit. Ek vat die waypoint van daai punt, kom terug pad toe. Ek kry 200 meter teen die draad af. Stap weer 50 meter in, maar nou kan ek mos skeef ingestap het. Nou sê ek vir hom go to op die vorige waypoint en hy sê vir my hoor jy's nou op 190 meter, jy moet 'n bietjie terug of jy's op 210 stap 'n bietjie nader. So is dit eintlik baie maklik om 200 meter hektaar blokke mooi uit te meet. Jou GPS sê vir jou redelik akkuraat, baie maklik. En ons het altyd sakke en pale ingekap en dan skuif hulle die pale en hulle En die sakke breek weer en waai weer in jou veld en dan breek weer. Sulke verf. Ek verf op die paal in die draad en ek verf 'n boomstomp daar ergens sal 'n boom staan op 50 meter. Verf hom en hy kan hom nie skuif nie. Maklik.